Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Goeiemôre Jana. Goeiemôre. Jana, ons begin by die regering van Nasionale Eenheid wat so 'n bietjie van 'n hupstoot kry. Ja, uiteindelik. Hulle het nou wat jy noem 'n clearing house of in Afrikaans 'n geskilbeslegtigingsmeganisme, mondvol, waarmee hulle konflik kan oplos. Dit was nou al lank in wording, maar dit is uiteindelik aanvaar en jy weet gaan nou in werking tree. Ons almal weet daar was al groot fights in die RNE oor dinge waarmee politieke partye nie saamstem nie. Dink maar aan die Bella-wet, die grondonteieningswet, die begroting was 'n groot twistpunt, soveel so dat die RNE amper opgebreek het. So hierdie meganisme moet nou voorkom dat gevegte buite beheer raak en die RNE se eenheid bedreig. So prakties, wat beteken dit? Daar's nou 'n lys van reëls wat partye gaan moet volg. Die meganisme is daar om geskille te besleg en nie besluite te neem nie, dit sê hulle, en hulle wil maandeliks ontmoet. Dan kwessies waar daar nie konsensus is nie, sal na 'n forum van politieke leiers verwys word, nie die president nie. Want ek dink ook goed, die president is tog nou gekoppel aan 'n politieke party. So as daar nie konsensus is nie, dan sê partye moet hulle ook kan aanvaar daai van, jy weet, we'll agree to disagree. So dit is dan nou ook ingeskryf en hierdie meganisme sal net nasionale sake hanteer. So jy kan nie 'n probleem in Tshwane hê waar ons net nou gaan praat, byvoorbeeld na hierdie platform toe bring nie. En dan sal hierdie reëls nou verder ook verfyn word deur regsgeleerde. So ja, uiteindelik is daar 'n ding in plek om te keer dat die regering van Nasionale Eenheid in mekaar stort wanneer hulle oor goed verskil. Mense wil tog ook hulle moet verskil, dis hoekom hulle daar is om, jy weet, al die verskillende kiesers se belange te beskerm. Ek dink die positiewe wat ek hier uitvat is een van die goeie wat ons gereeld gehoor het in die media is dat die partye nie genoeg met mekaar praat nie en nie genoeg met die president praat nie. So moontlik, jy weet, hierdie komitee wat sê hulle wil ten minste maandeliks ontmoet, sal dalk help om breër gesprekke ook te voer? Absoluut. En ek bedoel, miskien ook 'n konflik te ontlont voordat hy nog eintlik begin het. Jy weet, 'n ding wat moontlik verskille 'n probleem kan veroorsaak, jy weet, op 'n goeie manier op te los voordat ons actually kom op 'n plek waar daar nou 'n probleem is. So ja nee, ek stem saam. So 'n voorkomende vergadering amper elke maand dink ek is 'n baie goeie idee. Ja, nou kan ek net maar 'n donker donderwolkie wees en sê is dit net nog 'n komitee? Weet jy, die komitee kom nou al 'n ruk, of die meganisme kom nou al 'n ruk en hulle het al op hom staat gemaak om van hierdie goeders op te los. So hoewel hy nog nie heeltemal in werking was nie, kon hulle hom al gebruik en ek dink hulle het hom heel suksesvol gebruik want ons het nou nog 'n nasionale eenheid, 'n regering van Nasionale Eenheid, hy het nog nie in duie gestort nie. So ek dink tog, jy weet, daar was al tekens dat hy sy werk doen. So ek dink ek dink dit is nog net 'n komitee nie. Ek dink regtig waar in hierdie geval gaan hierdie komitee werk. Mense hoor, jy sien ook hoe die verskillende partye saamstem hier oor en bly is oor hierdie ding. So die DA en die VF+ het almal gesê ons is dankbaar dat hierdie ding nou in plek is. En natuurlik sal mense staat maak op mekaar se lojaliteit en jy weet of hulle die vertroue, maar op die ou end, ja, ek dink hier is dit nog 'n komitee nie, beslis nie. Okay, want ek het dan gedink net met mekaar te praat is dalk maar gesonde verstand. Maar nou ja, dan moet 'n mens praat oor nog komitees. Ja, wat gestig gaan word, want ek het gedink as jy 'n kontrak by die staat kry, is dit ook gesonde verstand om dit klaar te maak. Dit lyk vir my dis nie so nie. Ja. Maar Dean McPherson sê nog 'n komitee gaan help. Ja, nog 'n komitee en hopelik gaan hierdie komitee ook sy werk doen. So Dean McPherson, hy is die minister van openbare werke en infrastruktuur. Hy het gister die Suid-Afrikaanse konstruksie aksieplan bekend gestel. En ek wil in dieselfde asem sê die minister sal maar met een oog oop moet slaap want ek dink daar is baie wat nie van hierdie plan van hom gaan hou nie. Maar in hierdie plan sluit dan ook 'n swart lys in vir wanbetalende kontrakteurs. So die minister het gewaarsku dit moet 'n voorreg en 'n eer wees om vir die staat te werk en openbare infrastruktuur te bou. Maar as jy die staat nie steek laat, een keer, dan kry jy nie nog 'n kans nie, jy is op daai lys. Hy sê byvoorbeeld daar is nou 14 miljard se konstruksieprojekte wat nou moet plaasvind onder sy departement en die provinsiale infrastruktuur departemente. En daarvoor het hy 'n 6-punt aksieplan. Een het genoem is die swartlys. As jy in Gauteng droog maak, kan jy nie nou onder 'n ander naam in 'n ander provinsie, jy weet wie gaan werk soek nie, jy is nou op die swartlys, dis nou wat dit is. En dan wil hierdie plan ook die probleme met kontantvloei oplos. Van bestuur van geld maak dat kontrakteurs vir maande nie betaal word nie, die werk stil staan en ons weet as bouprojekte stil staan, hoop die koste net op en op die ouens is ek en jy, die belastingbetaler wat nou meer moet betaal om hierdie projek af te handel. Daar kom ook 'n digitale stelsel waarop die publiek die vordering van projekte sal kan dophou. So dis vir my nogal 'n lekker ding.
Jy gaan nie meer net sien daar is konstruksiewerke wat langs die N1 staan en dit kom net nie klaar nie. Jy kan nou gaan kyk hoe ver is daai projek. Dan wil hierdie aksieplan ook 'n war room of 'n krygskamer vir verkryging wat ons procurement noem, dit op die been bring. Spesialiste, dis 'n belangrike ene, sal voortaan bymekaar kom om die toekennings van tenders te bestuur. Dis hier waar ek sê die minister met sy een oog moet oopslaap. So en dan sal natuurlik ook beter beheer oor audit sodat geld nie gesteel of vermors word nie. En laastens wil die minister met sy aksieplan verseker dat diegene wat op projekte werk behoorlik gekwalifiseer is. Sodat teen Junie 26 sal alle beroepslui in die konstruksiebedryf wat vir die departemente werk, of by die Ingenieursraad van Suid-Afrika geregistreer moet word, of by die Suid-Afrikaanse Raad vir Projek en Konstruksiebestuur geregistreer moet wees, om aan hierdie projekte te kan werk. So ja, ek moet vir jou sê, ek het nogal baie hoop vir hierdie ene ook, want mense weet wat aangaan in die konstruksiebedryf. Hulle praat van die konstruksiemafia, en ons hoop dat hierdie plan en beter oorsig dalk van hierdie probleme kan oplos en ook ons geld kan spaar. Absoluut. Ek hoor wat Percy mense sal hoop hierdie is voor die hand liggend eintlik hoe hulle kontrakte uitdeel en bestuur word, maar ek gaan ook gaan kyk, kom ons hoop hierdie word geïmplementeer en dat dit nie net 'n aksieplan op papier is nie, maar dit geïmplementeer word sodat ons eintlik beter waarde vir geld ook kan kry. Jana, dan is Action SA en die DA steeds aan mekaar. Ja, ek wil sê hulle beklei alweer, maar hulle beklei eintlik maar nog steeds. Verskoning. Die gemoedere loop hoog in Tshwane sedert Action SA 'n DA-geleide koalisie tot 'n val gebring het met die ANC saam te snoer. So hierdie keer was daar 'n woordewisseling op X voorheen Twitter oor die huidige burgemeester se munisipale rekening. Die DA beskuldig Dr. Nasipi Moya, die Action SA burgemeester, dat haar munisipale rekening met meer as R42.000 agterstallig is. Action SA ontken dit, maar hulle is kwaad vir die DA oor die besonderhede glo onwettig bekom is en nou Moya se reg op privaatheid geskend het. So Action SA ondersteuners het op X gesê, het op die DA op X beskuldig van intimidasie en hulle vergelyk met die nasionale party en hoe hulle te werk gegaan het destyds. En Herman Mashaba, hy is die leier van Action SA, hy het gesê daar mag dalk selfs 'n regstappe gedoen word oor hierdie manier hoe hierdie inligting bekom is. Celier Brink, hy is die DA se burgemeesterskandidaat vir Tshwane en hy is natuurlik Moya se voorganger soos ons weet. Hy sê egter die inligting oor haar munisipale rekening het van 'n anonieme bron afgekom. Die DA het nie haar adres bekend gemaak nie en al die dinge het eers aan die lig gekom nadat Moya dit in die groot klok gehang het, so sê Celier Brink nou. En dan sê Moya ook, sy betaal aan munisipale skuld en dat hierdie R42.000 deur 'n vorige eienaar opgehoop het teen haar naam, maar dat selfs daardie skuld vereffen is. So baie interessante, bietjie van 'n moddergooiery hierso, dit wys maar net daar is maar onstuimighede daar in Tshwane en ja, ek wens op stadium dat hulle sal ophou beklei en sal saamwerk met die een gemeenskaplike doel om dienste te kan lewer. In 'n perfekte wêreld. In 'n perfekte wêreld. Jana, ons moet praat oor 'n 58 jaar lange leen. Albert Lutuli, volgens net News24 en die uitspraak in die hof, is vermoor. Ja, dit was nogal 'n redelike opspraakwekkende uitspraak gister die KwaZulu-Natal Hooggeregshof wat gesê het dat dit was nie geregtelike doodondersoek, hulle het weer doodondersoek heropen, soos hulle baie van hierdie ou sake nou weer doen. Maar die regter het Lutuli se dood as 'n goed georkestreerde plan om die voormalige ANC-president uit te skakel genoem. Die regter het bevind Lutuli het gesterf as gevolg van 'n gebreekte skedel, serebrale bloeding en kneusing en op die brein nou, en dit hou verband met aanranding. Beserings wat heeltemal teenstrydig is met die aanvanklike beweringe of die aanvanklike doodsondersoek wat bevind het dat hy deur 'n trein getref is. So die regter het ook 'n paar name genoem van verdagtes en gesê hulle weet nie waar hierdie verdagtes is nie, maar dit is 'n redelike groot omwenteling in hierdie saak. Wat in 1967 vir die eerste keer, daar's die eerste keer 'n uitspraak gewees wat die uitspraak in hierdie geregtelike doodondersoek, wat dan nou eintlik totaal en al omgekeer is. Dit sou baie interessant wees om te sien hoe die dinge ontwikkel, of daar op die ou en verdagtes in die hof gaan verskyn, of hulle gaan kan opspoor. Ja. Ja, en Lutuli se familie hou al vir jare vol dat hy vermoor is. En dit is interessant ook hoe die regter gesê het, ons 'n hele klomp mense saamgewerk het. Ja, hulle sê ook, jy weet, dis die sekuriteitspolisie van die apartheidstaat wat dan ook saamgewerk het met die spoorweg, dat daar werknemers saamgesnoer het en almal het hierdie moord eintlik verdoesel. Sjoe.
Jana, dan 'n Switserse paartjie wat toe nou nie uit Kaapstad se lughawe kon beweeg nie. Ja, kyk, ek dink dit is baie ongelukkig vir hulle, maar ek wil die regering 'n klop op die skouer gee en sê, jy weet, wel gedaan dat hulle die wet uitvoer. Hierdie Switserse paartjie het na Kaapstad gevlieg om hulle witbrood te vier. Maar daai droom het nou vinnig tot 'n einde gekom. Die paartjie het Saterdag geland nadat hulle reeds in Namibië, Zimbabwe en Botswana was en hulle sou na Kaapstad, hulle sou 10 dae in Kaapstad spandeer het en dan sou hulle Zanzibar toe gegaan het. So die vrou is van Switserse afkoms, het die Switserse paspoort, alle goed is agter mekaar, maar die man is 'n lid van 'n Iranese etniese groep en hy het vlugtelingstatus. Hy het egter ook reisdokumente van Switserland, maar nie 'n Switserse paspoort nie. So met hierdie dokumentasie sê ons regering, en dis ons grensowerhede, wat vir hom sê hy moes 'n visa gehad het, 'n visum om in Suid-Afrika te kon inkom. En hy het net volgehou, maar hy self is nie 'n vlugteling nie, sy ouers was die vlugtelinge en hy is gebore in Switserland. Maar nou moet ek weer vir jou sê, as jy nie die papierwerk het nie, is nou ek en jy is wat op Heathrow aankom, of, jy weet, dit is, dan ons maar ook die deur gewys, ons is ook op die eerste vlug terug gewees Suid-Afrika toe. So ek dink 'n mens kla so dikwels dat ons grense te oop is, en die regering het hierso werklik die owerheid het hierso werklik sy werk gedoen, so dis nou baie sleg vir daai paartjie wie se witbrood tot 'n slegte einde gekom het, maar, ja, ek wil sê well done. Ja. Ja, ons almal om dieselfde kamp geskeer. Dan, laaste ding ons het gou vinnig verwys na koning Charles. Sy broer prins Andrew is nou net Andrew. Ja, ek dink as jy Andrew se naam gehoor het wat voorheen prins Andrew was, dan sou jy geweet het daar's net oral rooi ligte, gevaarligte wat afgaan en omstredenheid. So prins Charles het nou 'n formele proses begin om sy jonger broer, dis nou Andrew, van sy prinstitel te stroop. So hy gaan nou voorheen net Andrew heet, nie meer prins Andrew nie, en hy is ook besig om hom uit sy woning op die Windsor landgoed te skop. So daai is ook in proses. So ja, Andrew het voorheen, nou in die afgelope maand of so, het hy amptelik sy, wat was hy, die hertog van York, het hy dit afstand gedoen van daai titel, maar hy is nou amptelik net Andrew, daar's nou geen verdere titels of hulle sê eerbewyse wat jy aan hom kan koppel nie. En dit gaan maar oor hierdie hele Epstein-skandaal. Ja. Ons weet nou al, as jy Andrew hoor, dan dink jy aan Jeffrey Epstein, want dit is hoeveel keer genoem in boeke, in die hof, in hierdie Jeffrey Epstein seksskandaal, waar Andrew ook dan as sy naam baie genoem is, hoewel hy het ontken. Maar ja, baie interessante verwikkelinge, groot stappe daar in die koninklike huis. Ek probeer dink wanneer laas dit gebeur het, dat 'n koning so, ja, ek probeer dink wat die vorige koning wat geabdikeer is, dit gebeur nie sommer nie, maar in hierdie geval het koning Charles regtig belang van sy land opgetree, wat ek dink. Ja, absoluut. Jana, baie dankie vir die saamgesels vanoggend, ons waardeer jou tyd. Dankie julle. Dit is dan Jana Marx, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.